Gerard, dit was 'n uitstekende show. Het jy dit geniet? Ek is bly, ek dink so baie, dankie. Nee, dit was baie lekker geweest. Ek dink die mense was baie lekker by die Winkelfees. Groot gees, ek het nie gedink dit gaan so groot wees nie. Maar ek dink die fees het baie gegroei. En natuurlik Afrikaans hou nooit opgroei nie. Okay, vertel my van jou nuwe album. My nuwe album se titel is Brood en Melk, die titel Snit Brood en Melk. Ek is baie opgewonde oor die album, is natuurlik als oorspronklik Afrikaanse musiek. Weer uit my pen uit 'n bietjie lekker tyd gevat en nuwe songs aangewerk. Waar kry jy idees vandaan, want jou liedjies werk net. Weet jy, ek moet vir sê, ek dink Hans, dit is maar 'n geval van 'n ou, byvoorbeeld een van die liedjies naams Parfuum. Ek dink nou al vir 4 jaar om 'n liedjie oor parfuum te skryf en een of ander tyd dan kom jy idee en dan gesit jy vir die klavier en dan gebeur dit. Maar ek dink mense moet goeders vat soos konsepte vat wat mense al reeds van weet of wat mense al reeds ken. Soos wat ek gedoen met Chocolates en Baby Chocolates en Diamante vir jou en Rooi Roos. En so kan ek aangaan. En ek dink is net een van die albums wat mense weer 'n klomp liedjies gaan hê wat hulle kan saamsing en kan opkuier. Is enige flieks? Is enige flieks wat ons kan verwag jy kan inwees? Weet jy, ek sien myself nie as akteur op die oomblik nie. Ek het baie akteurswerk gedoen voordat ek meer bekend geword het as 'n sanger in Seven Laan en in The Race. Maar in 'n fliek, nee, nie nou nie. Nee. Jy hou maar by die skryf en die vertoning. Ek geniet musiek en ek geniet die skryf en ek geniet vertonings. Wanneer skryf jy die beste? Vroeg in die oggend, nie in jou plan nie, in die middag? Ek het gevind Hans as ek wakker is dit vir my die beste om te skryf. Ja, as ek slaap, ek doen dit nie goed as ek slaap nie. So dis maar enige tyd as jy 'n tydjie kry. Weet jy wat, ek dink 'n liedjie het 'n plek of 'n tyd wat hy kies weet om gebore te word nie. Wel, as jy terugkyk, is daar eintlik 'n plek en 'n tyd wat hy gebore word, maar ek dink nie jy kan dit ooit verwag en ooit terugkyk en sê, ek het dit nou mooi beplan en ek het gesê ek gaan nou 'n liedjie skryf. Ek dink die grootste treffers kom sommer net van self. Jy werk maar hard en oor en oor. Ek kan in jou aan om te doen wat jy doen, maar as jy dit reg doen, dan kom maar treffers, hulle sal kom. As jy werk jy self in die studio of sal jy weer werk? Elke dag in die ateljee wanneer ons besig is met 'n album, ek sit saam letterlik elke part, elke gitaarlyn, elke vocallyn, elke drumfrys of enigiets wat gebeur in die ateljee, as ek fisies by betrokke en ek sê, dis wat ek gehoor het in my kop, hier is die lyn op klavier, ja, so ek is fisies betrokke. Dit moet baie vervullend wees om presies te wil kry wat jy wil hê. Ek dink dit is baie belangrik ook, ek dink want die kunstenaar, as 'n liedjieskrywer, kan ek alleenlik bepaal wat ek op daai oomblik gehoor het en wat ek ervaar het. En ek dink dis vir my die lekkerste ding om terug te luister na liedjies en om te hoor, wow, dit het presies gebeur soos wat ek het myself voorgestel het en hierdie idee gehad het. En partykeer dan kyk ek uit en gaan dink dit het nie mooi uitgedra soos wat ek het wou gehad het. En musiekvideo's maar dieselfde so storielyne. Musiekvideo's groei ook heeltyd nuwe idees. Ek probeer altyd met iets vars opkom met 'n nuwe idee opkom. So dit is moeilik om nie iets te doen wat iemand al reeds gedoen het. So ek kan myself dan daarin troos dat ek een van die ouens wat nog altyd iets nuuts doen. Dis wel, Gerard, baie voorspoed met jou album. Dankie Hans. Nee man, dit was ongelooflik uitstekend. Die mense was ongelooflik lekker. Ek meen, ek doen ons nou maar die sokkie ding met 'n bietjie van 'n boodskapie. En die mense was ongelooflik en die klank was lekker. Fees is mooi gereël. Die mense is vriendelik. Ek gaan nou 'n stukkie hap en eet en so en dan vat ek weer die pad terug want môre is ek weer op 'n ander plek. Jy is besig nie. Ek weet nie wat is dit dat ek so besig is nie, maar ek dink dit is maar die manier wat ek op die skote sit en die sokkie ding doen en Sê my tutu. sê my tutu en die eksie goeie doen. So ek dink dit is ook die interaksie met die gehoor. Jy weet ek hou daarvan om op 'n skoot te beland ongelukkig. Vrouens, mans en kindertjies se hande soen en so aan. Sê vir my die nuutste album en liedjie wat nou uit is. Dromedaris, ja, die nuutste album is Begin by my. Doen baie goed, is bietjie dieper as die vorige sokkie ding, maar Freddie Nest ding en dan is ek besig met 'n country album, maar 16 oorspronklike werke, my eie goeters en ek is in die ateljee is ek in beheer van alles, so dis 'n Freddie Nest stempel en daarmee is ek besig vir hierdie jaar. En jy sing baie soos Chris de Burgh, die liefde van dit. Nee, Chris de Burgh sing soos ek. Maar hy wil nie sê my in tutu skryf, hy sing nie. So hy kan sekerlik nie soos ek sing nie, maar ek sing soos hy. Hy kan seker, maar dit gaan met 'n Engelse aksent wees. Dit is amper soos it's just a rotten pumpkin and a broken... Nee, dit gaan nie werk nie. Jy toer alleen of toer die gesin nog steeds saam met jou hier en daar wat jy wil? Nee, ek gaan nie saam met vrou naaldwerkklas toe nie. Sy gaan nie saam met my werk nie. So ek sing op my eie, ek en my bestuurder toer die land deur en ja, dis wat ons doen.
Ja, maar iets interessant wat jy gaan aanvang in die toekoms, jy is nie in 'n fliek of iets in daai. Nee, as hulle my in 'n fliek wil toelaat, gaan hulle my moontlik moet gebruik as die ou in die tronk, verstaan jy? Ek is nie goed met sulke rolle nie. Ek glo nie ek is nie 'n goeie akteur nie. Ek dink nie ek het die facial features daarvoor nie. So ek weet nie, ek dink nie ek sal 'n goeie akteur uitmaak nie. Jy sing jy gospel? Ja, my laaste liedjie wat ek gedoen het was Fury binne my. Ek doen op elke vertoning, het sy dit nou in 'n kroeg of 'n plek is waar ek optree, sing ek altyd 1 of 2 of selfs 3 Christelike liedere tussen die sokkie deur sodat ek hopelik vir iemand 'n merkie kan los wat dit dalk nodig het op daai oomblik. Ja, maar voorspoed Freddy, baie dankie vir die Te sien. Is lekker om te sien, Hans. Moenie stout wees nie. As jy wil stout wees, moet my nie bel nie. Elvin, jy is nou 'n hele paar jaar nou uit die ding uit. Wat doen jy deesdae? Ek het 'n klankcompany, Sound Headquarters en ek is bietjie van die TV af en ons doen klank vir groot feeste en man moet die besigheid is nog altyd my passie gewees. So ons is besig met daai en dan doen ek opleiding by myne oor veiligheid. Doen vir ons 'n bietjie ietsie van Vetkoek Paleis. Ek dink dis 15 jaar terug. Ek lyk nie meer soos ek gelyk het. En ek kan nie meer die lyne onthou nie. Daar's nog mense daar buite wat die lyne onthou. Glo vir my. Verseker. Nee, Vetkoek Paleis was 'n great ding en dit het my baie vir my gedoen. En ek dink dit het alles te doen met daai een antwoord wat ek destyds vir Willie gegee het. Ek onthou voor ons episode 1 gedoen het, het hy my gebel en gesê as een episode wat ek wil hê jy moet doen. En ek kom toe by sy kantoor 15 jaar terug en hy sê my eers hoeveel jy my gaan charge. Maar kyk toe bietjie tekkies aan destyds, né? Dit was nou in 1994. En hy sê my eers wat gaan jy my charge? En ek sê ag wil jy ons later daaroor praat en ek begin die skrip te blaai, maar hy's 'n baie styl, hy kon 'n skoolhoof gewees het. En hy kap hy skrip so vas en hy sê vir my nou en ek sê Willie, doen die beste wat jy kan, maar ek gaan my siel gee vir die rol. En ek dink dit was een episode 3 geword in die eerste reeks en van die tweede reeks af tot die 5de reeks het hy net gegaan. So is all luck. Alles is luck, maar hulle sê ook soos 'n rugby speler, you make your own luck, né? 'n interessante vraag. Jy doen die Windpompfees se klank. Het jy baie moeilikheid met musikante en hulle dingetjies en as hulle ongelukkig is met klank? Nee, ek respekteer musikante. En ek verstaan dat en ek sê vir my crew, my manne, sê ek ons is daar om 'n werksarea en 'n kantoor in te rig vir musikante. En solank ons dit reg kry, dan voel die musikant hy word na omgesien. Want as hy 'n happy show het, dan is dit 'n great show en die organiseerders is happy en die mense in die gehoor is happy en almal is happy en ek is happy. So en ons probeer die klank is in stand. Dis die standaard wat dit moet wees. Verstaan? Ons het nou die dag Polokwane Mighty Men gedoen. Ek doen 'n Mighty Men daar in Brandfort en ek sal dit nooit vergeet nie. En ons sit so 'n klomp ooms, jy weet, so 'n paar ooms en hulle is nou die bierboere. Hulle boer daar in die omgewing en soos die goed uit die trok uitkom sê hulle, "Hier sê Elvin, jy sal darem 'n goeie boer wees hierso want jy boer nes ons daarna toe en daarna toe en dan nee, kom, die kan nie gaan vat hom so intoe." Hy sê dis hoe ons boer hier in die Vrystaat. Ja, maar doen vir ons nou ietsie snaaks man. Wat sal jy nou doen? Dat die mense nou net so bietjie lag vir daai. Ooh, daar. Onthou jy, how's it people of the palace? Hy het ingestap gekom en ek dink dit was die lyn wat die mees impak gehad het destyds. Maar toe was ek helfte die man wat ek nou is. Baie dankie vir jou tyd en voorspoed met daai. Daar's hy. Ek sien jou later in die buurtuin waar jy die party aan die gang kry. Wat jy wil hê, wat alles vir jou sê, die voet wat jy wil hê, wat my plakkies lê. Die voet wat jy wil hê, wat alles vir jou sê, die voet wat jy wil hê, wat my plakkies lê.